Goeiemôre. Ja, het is lekker om oggend weer op 'n spesiale dag met julle almal te praat. Ek wil gou net twee dingetjies sê vandag. Hoekom ek doen wat ek doen en wat doen ek? Die eerste is, hoekom is ek deel van die lig op lig span? En ek is deel van die lig op lig span omdat dit al 'n lang pad kom. God het my taal gepraat, met my gepraat en dit het my aan die hart geraak. En daarom doen ek wat ek doen. Ek was nog op skool uh by 'n kerkkamp en later by 'n skoolverlaterskamp. En later het ek die film van Crossfit gesien. En drie verskillende tye het God op drie verskillende maniere met my gepraat. En ek het gevoel, wow, ek wil graag my hart aan die Here gee en vir die Here werk. En dit het my laat dink aan dit wat in Handelinge 2 vers 5 staan. Dit gaan hier oor die uitstorting van die Heilige Gees. Destyds het daar vrome Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het 'n menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Ja, God praat jou taal. Hoe praat God? God praat jou taal. Dit kan wees deur dade, soos in die kruisspiegspleit wat daardie man sy skoene uitgetrek het en vir iemand gegee het, omdat dit is hoe wat God vir hom gesê het en dis hoe hy daar gepraat het in praktiese manier. Maar op die ander twee geleenthede het God met my in doodgewone Afrikaans gepraat en dit het my hart geraak. En daarom wou ek graag vir die Here werk. Wat praat God? Dis die tweede gedeelte. Wat praat God? Nou ja, omdat God met my gepraat het en ek sy woord begin bestudeer het, het ek agtergekom die Bybel is groot. Daar's so baie in die Bybel en ons fokus so baie op die Nuwe Testament, maar wat van die groot 2/3 deel van die Ou Testament? En ek het agtergekom, jy het soveel ryker verstaan van die Nuwe Testament as jy die Ou Testament ken en die Ou Testament kan inbring as 'n fundament, as 'n fondasie vir jou verstaan van die Nuwe Testament. En dit het ek ook gesien het Jesus self gedoen. Onthou net na Jesus se opstanding, was die mense onseker geweest waar hy is, of hy regtig opgestaan het. Hy was net weg geweest. En toe het daar twee manne van Emmaus af of na Emmaus toe geloop. En dan lees ons daar in Lukas 24 vers 25 wat met hulle gebeur het. Nou dat hulle so geloop en gesels het en hier het 'n derde persoon gekom en hulle het nie geweet wie dit is nie. En toe het Jesus later gesê, toe sê hy vir hulle, dis Jesus: "O julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus, die Messias, nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê." So Jesus het self vanaf die Ou Testament, van Moses en die profete tot op homself, Christus die Messias, in die Nuwe Testament, alles bymekaar getrek. En kort daarna het hierdie twee Emmausgangers verstaan wat Jesus gesê het. En dit het hulle harte nuut gemaak. En soos julle weet, is dit ook dan die tema wat ek grootliks aanspreek in my praatjies die laaste jaar of wat. Hoe belangrik die Ou Testament is in ons verstaan van die Nuwe Testament. Ek hoop dat hierdie lig wat ek op die skrif gooi vir jou ook alles nuut sal maak. Mag die Here jou genadig wees dat dit so sal wees. Seën vir julle. Dankie aan Lig op Lig dat ons hierdie wonderlike geleentheid het om die lig op die skrif te gooi aan duisende mense oor die hele wêreld.
geseën wees.